Goeiemôre julle, baie welkom aan almal wat vanoggend saam met ons hier is en saam met ons die Here gaan aanbid. Ons begin vanoggend met voorsang. Ons sing net een lied in plaas van twee soos gewoonlik. Ons sing lied 175 vers 1. Majesteit, glans en uitgereike heerlikheid, ons wil Jesus ons koning hulde bewys. Ons begin met hierdie intrelied, direk daarna sing ons intrelied. Dis al 104 vers 1 en 2 en 3. Eerste 3 verse van Psalm 104. Waarop my siel loof die Heer, my God, U is uitnemend seer. Verhewe is U majesteit, U is bekleed met heerlikheid. Ons sing lied 175 vooraf, net een vers, en daarna tree ons in voor die Here met die sing van Psalm 104, 3 verse, vers 1, 2 en 3. Uitverkore is vir hom, om aan hom te behoort deur die werk van Christus. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan voort met ons lof van die Here en ons sing Psalm 96 vers 1 en vers 6. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vas bly staan. Daarna bely ons saam ons geloof van die hand van die apostoliese geloofbelijdenis en sonder dat ek dit afkondig, sing ons dan Psalm 125 vers 1 en vers 3.
toerusting vir elkeen van ons en daarom kan ons openlik hardop vir mekaar bely, maar ook saggies in ons binnekamer, dat ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Exodus 20 vers 1 tot 17 is waar ons saam lees oor die wet en die wil van God, soos dit vir ons opgeskryf staan in die Ou Testament. Die Here het die wet gegee sodat sy volk anders kan lewe as die volke om hulle. Ons het nou gedagte hou dat die volk van God het uit Egipte uitgetrek en toe hulle nou uit Egipte in Egipte nog was, toe is daar nou allerlei snaakse dinge wat snaakse mense begin glo het. Amper soos wat ons vandag ook in ons eie konteks sien. Snaakse mense glo baie snaakse dinge en dit is amper 'n mengelswaai van geloof gewees. En so het die Here vir die volk gesê, nou dat julle uit Egipte uitgetrek het, nou moet julle anders te lewe as toe julle daar was. Julle is nie meer daardie mense nie. Julle kan nie so lewe nie. En toe het die Here gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is dit die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Dis die eerste 4 gebooie van die 10 gebooie, waar die Here sê ons moet hom alleen aanbid, en waar die Here vir ons sê hoe ons hom moet aanbid. Hy sê vir ons verder ook dat hy heilig is, en daarom moet ons sy naam nie ydelik gebruik nie. En dan sê hy ook waar ons werklik rus kry, is by hom. En dan gaan hy verder en hy sê, so moet julle dan ook optree teenoor die mense om julle. Eer jou vader en jou moeder, dan sê land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Of jy slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In antwoord op die wet sing ons saam Psalm 38 vers 1 en vers 3.
Straf tog nie in ongenade my misdade. Here, verdra my met geduld. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons wil U loof, want U is ons God. U is baie getrou, U is groot en U is heilig. U is bekleed met koninklike luister, U is bekleed met lig. Here, die hemel is die koepel. U troon oor alle dinge. U wat op wolke ry, op die vleuels van die wind. U wat die wind U boodskapper maak, die weerlig U dienaar. U wat die aarde stewig gevestig het, sodat dit nooit sal wankel nie. Die groot waters het die aarde soos 'n kleed oordek en U het dit so laat geskied. Want U wil is goed. U wil is reg. U wil is regverdig. U laat die fonteine en die valleie ontspring. En tussen die berge deurstroom. Here, al die wilde diere kom daarheen om hulle dors te les. En net so kom ons ook vanoggend om ons dors te les by U. Here, ons is in hierdie wêreld so dors op soek na die waarheid, op soek na dit wat reg is. En soos wat die woord soos 'n fontein is wat opspring, wat vloei tussen berge en dale. So kom ons na U lewende woord om gevul te word, ons dors geles te word, sodat ons uiteindelik kan getuig dat ons God, ons redder, ook ons voed met sy wil, met 'n beter standaard vir ons lewe, sonder om te wankel. Sodat ons ook kan in hierdie donker tye die lig kan volg wat die waarheid is. Here, ons wil U loof omdat U aan ons gebede gehoor het, aggeslaan het daarop, dat U die hemelpoort oopgesluit het, dat reën die aarde neergedaal het, in oorvloed. Here, ons is dankbaar dat U gehoor gegee het, nie net aan ons hier in Suid-Afrika nie, maar ook in ons buurlande, onder andere in Namibië. Daar waar die boere onophoudelik uitgeroep het, hier en in ons buurlande, vir water het U gegee. En dit getuig van hoe getrou U ook is. En daarom sal ons U altyd loof. Daarom sal ons U altyd prys. Want U voorsien en U is getrou en U is altyd daar. En U stel nooit teleur nie. Here, net so vanoggend bid ons dat U woord ook in ons harte uitgestort sal word, dat ons daadwerklik daarvolgens sal lewe. Dat U woord vir ons harte wat baie keer dor en droog is as gevolg van onvergewensgesindheid of baie keer as gevolg van teleurstelling, hartseer, seer en pyn,
droog en dor is, mag die woord vanoggend weer opnuut ons harte kom vul, daar waar wonde is, dit genees, dat ons daadwerklik sal leef in die waarheid van die teenwoordigheid. Here, daarom spreek tot ons die waarheid, spreek tot ons die enigste waarheid, spreek tot ons die woorde wat lewe gee, sodat ons ook kan lewe volgens die wil. Spreek tot ons, Here, want die dienaars ons luister. Om Christus ontval. Amen. Geliefdes, vanoggend kom die woord van die Here na ons toe uit die boek van 2 Timoteus uit. Ons weet, daar's 2 briewe wat geskryf is aan Timoteus van Paulus af. Ons kyk vanoggend in die Nuwe Testament na die tweede een. So as jy by 1 Timoteus is, net op 'n bietjie aanblaai, dan kry ons 2 Timoteus, so 2 Timoteus 4 vanaf vers 9. Ons nou gedagte dat Paulus skryf hier aan Timoteus en dan is daar ook 'n oproep wat hy doen teenoor Timoteus. So 2 Timoteus 4 vers 9 tot 17, ons fokusvers is dan ook vers 17. Ek sal net daai tyd weer vir ons herhaal. Hou nou 'n gedagte, Paulus skryf aan Timoteus en hy sê, probeer so gou moontlik na my toe kom. Want Demas het die teenwoordige wêreld lief gekry en my verlaat en na Thessalonika vertrek. Crescens is na Galasië en Titus na Dalmatie toe. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Tychicus het ek na Efese toe bestuur. As jy kom, moet jy die reismantel saambring wat ek by Carpus in Troas laat bly het. En ook die boeke vir al die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld vir wat hy gedoen het. Jy moet ook vir hom op die hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk. Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie. Almal het my in die steek gelaat, maar God hulle dit nie toereken nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidene nasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe tot in ewigheid. Amen. Ons fokus vers 17. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat ek deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidene nasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Geliefdes, die tema van vanoggend se prediking, mense laat ons in die steek. Maar God, op hom kan ons altyd vertrou. Geliefdes, dink vir 'n oomblik aan die volgende 3 stellings. Die mense wat jy die meeste vertrou, is baie keer, nie in alle gevalle nie, let wel, ons kan nie veralgemeen nie, maar in baie gevalle die wat ons in die steek laat. Die tweede stelling, die mense wat jy die liefste het, maak jy baie keer die seerste. En die derde stelling, daar is nie so 'n seer, soos die seer wat ons kry, en die seer wat ons het baie keer in ons kerklike familie nie. En dit is nie verbind wanneer die woorde van die psalmdigter dan echo in ons gedagtes, Psalm 146 vers 3 wat sê, julle moenie dink dat belangrike mense julle kan help nie. Mense sal julle nie help nie. Hoekom? Hoekom sal mense ons nie help? Want mense stel teleur. Mense maak seer. Of dit 'n familie is, of in ons vriendekring, of dit nou is in die kerk. En ja, ons moet erken dat selfs in die kerk kry mense seer. Ons kan nie maak of dit 'n perfekte plek is nie. Want daar is nie so
plek soos 'n perfekte kerk. En as daar so 'n plek was soos 'n perfekte kerk en ons as mense sluit daarby aan, sal dit nie meer 'n perfekte kerk wees nie, want ons is mense, ons is sondig en ons stel ook teleur. Ons is nie een perfek nie. En daarom kom ons by mekaar om mekaar se laste te dra, die seer te dra, mee te leef met mekaar. En ek en jy is ook nie die eerstes wat teleurgestel word of seer het nie, of dit nou in die familie is, of in vriendekringe, of selfs by die kerk. Ons is nie die eerstes nie. Want hierdie brief van Paulus getuig ook daarvan. Dis 'n waarheid en 'n realiteit waarvoor elkeen van ons te staan kom. Mense kan ons teleurstel en ons seermaak. Ons almal het op een of ander tyd in ons lewens hierdie pyn ervaar, hierdie teleurstelling ervaar, hierdie seer ervaar. Of dit nou is in die vorm van die afwesigheid van iemand, om nie teenwoordig te wees in iemand se lewe nie, of dit nou is as gevolg van verraad, agterafheid, misbruik van iets, selfs 'n doelbewuste afkeer van iets. Dit is 'n pynlike realiteit. Ons sien vanoggend 'n vreemde ding in Paulus se briewe, of in die brief. Paulus het 'n geneigtheid om spesifiek nie iemand te noem nie, en nou hier noem hy mense by die naam. Hy wyk 'n bietjie af van die tradisionele manier hoe hy sy briewe skryf, want dit is hoofsaaklik opbouend, dit is hoofsaaklik lerend. En nou hier in die laaste deel van die tweede brief sien ons dat hy nou mense sommer direk aanspreek. Nou hy sê hoe hy ongelukkig is met mense. Spesifiek vers 16 wil ons sê, toe ek my eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie. Almal het my in die steek gelaat. Daar is daadwerklike ongelukkigheid by Paulus gewees. Niemand het my bygestaan. Niemand was daar saam met my gewees. Ek moet myself verdedig het. En almal wat saam met my was, het weg. En dan noem Paulus name. Nou kan ons baie maklik dink, "Sjoefel, Paulus, wat gaan nou hier aan? Wat gebeur hier?" Soos die Engelsman sal sê, is Paulus besig om te name and shame. Wat gebeur in hierdie deel? In 2 Petrus of 2 Timoteus 4 vers 9 sien ons dat Paulus selfs praat van sy medewerkers wat eens op 'n tyd saam met hom die evangelie verkondig het. Hy gebruik 2 spesifieke name: Demas en Alexander. As ons vir 'n oomblik stil staan by hierdie 2 mense. Wanneer ons kom by Demas, het Paulus op 'n paar keer oor gepraat. Filemon 1 vers 24, waar Paulus sê dat hy is 'n medewerker, iemand wat saam met my dit doen. Dis iemand wat saam met my in die loopgrawe stap, iemand wat langs my is en saam met my bediening doen. Kolossense 4 vers 14 sê hy dan ook, Demas groet julle. Met ander woorde, daar is 'n verhouding tussen die gemeente in Kolossense en Demas. Demas was iemand wat Paulus geken het, die evangelie geken het, en die werk ook van Christus. Ons moet besef dat dit is nie dieselfde kerklike tradisie soos ons vandag het, waar ons in 'n kerkgebou bymekaar kom nie, maar ons kan amper sien hoe Demas saam met Paulus kerklike familie was in die kerk. Die kerk, hoe Paulus seer gekry het in die kerk. En nou skielik sê Paulus dat Demas die wêreld lief gekry het. Ons kan nie regtig spesifiek weet nie, maar as ons aflei van die konteks van hierdie brief, kan ons sien daar is ons 3 verskillende redes hoekom of wat die interpretasie is van hierdie teks. Eerstens kon Demas bang geraak het vir die vervolging wat daar plaasvind. Christene word vervolg en ek is nou te bang, my lewe is in gevaar, ek sien nie kans vir hierdie nie, ek draai liewer terug in my wêreld. Ek wil nie 'n Christen wees. Ons word vervolg. Die tweede punt wat daar tesame gaan is, of die tweede verduideliking kan wees, dat Demas het uiteindelik ingegee vir versoeking en die wêreld lief gekry. Rykdom, mense, losbandigheid, ons weet nie.
status daar. Die punt is dat Demas het die wêreld lief gekry, of dit nou as gevolg van vervolging is, of as gevolg van menslike eienskappe, dinge wat hom beïnvloed het, hy het die wêreld lief gekry. Die ander persoon waarvan Paulus dan praat is Alexander. Paulus ken nog kwaai wanneer hy praat van Alexander. Hy sê nie nooit woorde nie. Hy sê, wees op jou hoede vir die persoon. Ons het ook al gehoor. Wees versigtig vir so en so. Moet hulle nie net vertrou nie. En dit is wat Paulus ook vir Timotheus hier skryf. Die woord wat Paulus hier gebruik, ewig teengestaan, beteken dat Alexander het doelgerig dit wat Paulus besig was om te doen in die wiele probeer hy. So Paulus, wat het hy gedoen? Ons weet hy die evangelie verkondig. So Alexander het dalk voorgegee dat hy saam met Paulus medewerker was. Hy het waarskynlik vir Paulus in die publiek geoponeer en gesê, maar ek stem nie saam met die leer wat jy nou verkondig nie. En Paulus waarsku dat hy 'n groot kwaad aangedoen het. Hy het waarskynlik ook die evangelie probeer saboteer. Dat mense Paulus se getuienis of sy geloofwaardigheid in gedrang gekom het. Kan ons vir Paulus glo? Kan ons glo wat Paulus vir ons verkondig? 'n ander opinie wat daar is oor Alexander is dat hy 'n valse leer verkondig het wat in stryd is met dit wat Paulus verkondig het. Hoe ook al dit sy, Paulus waarsku vir Timotheus en sê, wees op jou hoede. En dis nie die eerste keer wat ons lees van Alexander in die Bybel nie, want ons lees ook in 1 Timotheus 1 vers 20, waar Paulus van hom praat sowel as van Demas, waar hy sê, ek het hulle oorgegee aan Satan, sodat hulle kan leer om nie te laster nie. Ja, hoe groot moet hierdie impak wees van wat Alexander en Demas gedoen het, dat Paulus gesê het, ek gee hulle oor aan Satan. Hierdie gebeure weer klink ook maklik in ons eie lewens. Hoe ons kon sê, Here, maar hoekom het hierdie persoon my seer gemaak? Hoekom het ek alweer teleurstelling ervaar? By die werk, of by die kerk, of in familie, by vriende. Die seer wat ons kry wanneer mense ons teleurstel is gewoonlik diep. Want hierdie pyn laat baie keer twee gevolge. Eerstens dat ons worstel met mense en verhoudings, en tweedens beïnvloed dit ook ons eie waardigheid. Wat het my teleurgestel? Is ek nie goed genoeg nie? En dit veroorsaak dan weer dat ons verhouding met God skade ly. Maar ons moet onthou dat mense, ek en jy, het ook foute. Nie een van ons is perfek of volmaak nie. En daarom is dit nodig dat ons nie ons fokus plaas, ons vertroue plaas, ons staat maak, hoe ook al dit sy, op mense nie, maar op God. Paulus sê dan, ek het voor die hof gestaan en niemand het my gehelp nie, ek was alleen. Maar die krag van God. So daar is iets wat Paulus gehelp het, is die krag van God wat hom uiteindelik gehelp het. Wat is die krag van God? Ook die Heilige Gees wat in Paulus gewerk het. Want die Here is getrou en stel nooit teleur nie. Al is daar niemand meer om ons nie. Alhoewel mense val, sal die Here nooit nie. Hy is getrou. En as ons vir 'n oomblik dink aan die drie enige God, die enigste God, die lewende God, die Vader, Seun en Heilige Gees, dan sien ons hoe God, die Vader wat alles geskep het, daadwerklik getrou bly. Hy het nie net die aarde en alles daarop geskep nie, en net agteroor gesit en gesê ek is klaar nie, maar hy is aktief betrokke by die skepping. Ons het herhaaldelik gebid vir reën die laaste paar maande, en wat het die Here gedoen? Hy het ons reën gegee, en reën gegee in oorvloed. Hy is getrou, hy voorsien. Daar waar al boere is wat
mielies geplant het, graan geplant het, en die droogte het gekom. En tog het die Here gereageer, geantwoord, sy skepping in stand gehou. In die Ou Testament sien ons ook hoe God die Vader te doen, hoe hy getrou is, ondanks sy volk sy ontrouheid. Want sy volk het in Exodus staat gemaak op 'n kalf, 'n goue kalf. Nie op God nie, nie op die lewende God van hemel en aarde nie. Hulle het nie staat gemaak op hom nie. Hulle het staat gemaak op 'n dooie ding, 'n goue kalf. As ons dit nie goed genoeg is, of as dit nie erg genoeg is nie, Numeri lees ons ook van die verkenners wat ontrou was, toe hulle moes die beloofde land gaan verken het. Ons sien ook in Numeri hoe Korag in opstand gekom het. Ons sien die bronslang wat die Israeliete net blindelings begin aanbid het, waar hulle fokus en hulle vertroue plaas op dinge veel eerder as op God. Want die dinge en die goeders in hierdie wêreld sal ons tog redelik gee. Dis die mentaliteit waarmee hulle gegaan het. Verder in Rigters en Konings sien ons ook hoe hulle uiteindelik ook Baal aanbid het. Ek sal vertrou op daardie dinge, op 'n goue kalf wat niks vir my kan doen nie. Ek sal my vertroue op dit sit, want dit klink soos 'n goeie idee. En tog bly God getrou. Hy is steeds daar vir sy volk. Hy gee voorsien vir hulle kos, hy voorsien vir hulle land, hy voorsien vir hulle hele volk, nageslagte, oor en oor. So selfs al stel mense te leer, het God nie teleurgestel nie. Die Vader se getrouheid is sigbaar deur die hele skrif en die hele skepping. Ons sien ook so hoe God die verbond ingestel het, gesluit het. En dan los hy dit ook nie, en hy stap nie terug en sê, ek is klaar nie. Hy is aktief betrokke toe hy die verbond gesluit het. Jare later vloei dit voort in Christus wat gekom het en dit vervul het. En dit is die tweede punt van die drie eenheid, Christus, die Seun. Hoe hy gestuur is in hierdie wêreld in. Want God het geweet, ons kan nie ons eie sonde skuld dra nie. Weereens die Vader wat getrou is. Christus het sy menswese nie gebruik om sy eie doelwitte te propageer nie. Baie maklik, omdat Christus volgelinge gehad het, kon hy allerlei goedes gedoen het, en het hy dit gedoen? Nee, hy het nog steeds in gehoorsaamheid tot die Vader gelewe. Hy vertrou op die Vader, nie op mense nie. Nie op status of klas of enigiets nie. Maar op God, die Vader. Selfs by sy lyding en sy kruisiging, waar daar pyn was, teleurstelling was, het hy gefokus, staat gemaak op, vertrou op die Here, die Vader. En dan Christus is so getrou ook in sy roeping wat hy gehad het hier op aarde, en dat hy geweet het dat ons as mens ook gaan voel dat mense ons in die steek laat. Dat ons gaan voel ons is alleen, ons gaan voel ons het niemand meer nie. En daarom het hy ook gesê in Johannes 14 vers 16 tot 17, ek laat aan julle ook iets na. En wat is dit? Is die Heilige Gees. So God die Vader stuur Christus die Seun, en Christus die Seun laat ook agter die Vertrooster, die Heilige Gees. Om ons te herinner dat ons nie alleen is nie. Om ons te herinner dat ons nie teleurgestelde mense hoef dit ons ondergang te beteken nie. Maar dat ons alleenlik kan fokus en staat maak op God die Vader. Maar die Heilige Gees is ook die een wat ons herinner daaraan wanneer ons hartseer alleen en eensaam voel, wanneer ons teleurgestel voel in mense. Ons is waardig, ons is kind van God, die Vader, God self is by ons. Nie 'n goue kalf, 'n bronslang of enige ander koninklike mens op aarde nie. Wanneer ons ook terugkyk oor ons eie lewens, dan kan ons ook sien hoe die Here konsekwent was en ons daaraan herinner het. Die Heilige Gees is ook die een wat vir ons die vrede gee wanneer ons hierdie gedagtes en herinnering roep dat God waarlik by ons is. God is by sy mense.
Maar ons moet ook nou in gedagte hou hoekom Paulus hierdie deel vir ons geskryf het. Elke deel van die skrif, van Genesis tot Exodus, reg deur tot Openbaring, die hele skrif getuig waar ons iets kan leer oor God. Selfs hierdie deel. Selfs die deel waar Paulus sê, ek is kwaad vir hierdie mense. Ek is ongelukkig met hulle. Pas op vir hulle. En wat leer ons hieruit? Paulus het 'n roeping gehad. Hy het die evangelie verkondig. Hy was doelgerig op pad ergens heen. En ja, hy het mense ontmoet, mense het saam met hom gewerk, en mense het hom teleurgestel, maar hy het sy roeping nooit vergeet nie. Sy het standvastig gebly, en dit was hy moes doen. Ja, en dit is nie lekker as mense ons verlaat nie. Dit is nie lekker as ons teleurgestel voel nie. Dit is nie lekker om seer te kry nie. Paulus het ook nie toegelaat dat menslike tekortkominge, ander mense se gebreke, hou in gedagte dat Paulus het ook baie gebreke gehad. Maar hy het nie toegelaat dat dit sy roeping beïnvloed nie. En ons is geroep om teenwoordigers te wees van God op aarde. So terwyl ons dit doen, gaan ons mense kry wat ons teleurstel. Ons gaan mense kry wat ons seermaak. Want ons moenie ons roeping vergeet nie. Daar waar ons geplant is by die werk, in 'n spesifieke familie, in 'n vriendekring, in 'n kerk. Paulus volhard omdat hy Christus ken. Paulus volhard want hy het 'n verhouding met Christus, met God. So hy weet wat die bron van sy krag is. Paulus volhard want hy ken ook die lewe van Christus. Markus 14 vers 50. Toe het al sy disippels hom verlaat en gevlug. Christus is verlaat deur sy disippels. Lukas 22 vers 61 tot 62. Die Here het omgedraai en na Petrus gekyk. En Petrus het buite toe gegaan en bitterlik geween. Hoekom? Want Petrus was een van Jesus se naaste disippels en het hom ook 3 keer verloon. Lukas 22 vers 47 tot 48. Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n soen? Judas het Christus ook uitgelewer met 30 silwer muntstukke. Dis hoeveel Christus se lewe werd was God. Matteus 27 vers 22 tot 23. Laat hom kruisig, laat hom kruisig. Dis dieselfde skare wat saam met Christus geloop het, wat nou aanmoedig dat hy gekruisig moet word. Hoe het die mense oor die Christus verlaat nie? Johannes 7 vers 5. Want selfs sy broers het in hom nie geglo nie. Christus se eie broers, die mense van Nasaret, sy tuisvolk, het hom ook verwerp. Ons sien dit ook in Lukas 4 vers 28. Seker een van die grootste, amper as ons in aanhalingstekens kan sê, teleurstellings in Christus se lewe, is toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Christus is in kruis verlaat deur God die Vader. Daar waar hy elkeen van ons se sondes gedra het, daar waar hy gemartel is, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, het hy ons sondes gedra. En God haat sonde. Sonde kan nie in die teenwoordigheid van God wees nie. So Christus het Gods verlatenheid ervaar, beleef, tot in die angste van die hel gekom. Want daar was afstand tussen ons en God. En Christus het daardie afstand kom herstel.
Christus het gekom, ons sondes betaal finaal, dis klaar, sodat ek en jy nie ooit weer Gods verlatenheid hoef te ervaar nie. Sodat ons nooit God verlate sal wees nie. Wat weer eens vir ons bevestig dat God ons nooit sal teleurstel nie. Ja, dis waar. Ons gaan teleurgestel word in hierdie wêreld. Ons gaan daarin leef, ons gaan seer hê, ons gaan kwaad wees, ons gaan ander mense herinner, pas op vir die persoon. Ons gaan seer kry. Maar mag die Heilige Gees ons altyd daaraan herinner, dat God ons nie seer maak nie. God ons nie teleurstel nie. God ons versterk, bemoedig ook deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Sodat ons in ons roeping kan volhard, as kind van God, as koninkryksburger, as teenwoordiger van God in hierdie wêreld. Sodat ons ook kan sê dat die Here sal ons red van elke onheil en ons behoue bly totdat ons in sy hemelse koninkryk ingaan. Al verlaat mense ons, al stel mense ons teleur, en al verloor ons dinge wat vir ons voel soos hoop. Mag die Here ons altyd bystaan, sodat ons kan sê dat ons aan hom die eer sal gee tot in alle ewigheid. Amen. Dit is 'n antwoord op die prediking. Sing ons ook hiervan en ons sing saam Psalm 71 vers 1 en vers 12. Ons sing net 2 verse hiervan. Psalm 71 vers 1 en 12. Op U alleen my rotsteen bou ek, laat my dan nimmer weer in smart verval, o Heer. Op U geregtigheid vertrou ek, verhoor my, red my lewe, dis aan U oorgegee. Ons staan en dan sing ons saam Psalm 71 vers 1 en vers 12, waarna ons dan saam sal dank. Ons weet dat dit 'n veilige hawe is by U. U is die rotssteen waarop ons bou. Here, wat terwyl ons hier leef, bid ons dat U ons harte sal bewaar en beskerm teen teleurstelling, teen seer, teen ongelukkigheid. Bewaar ons harte sodat ons roeping nie voor oë verloor nie. Dat ons die doel van ons bestaan steeds kan uitvoer en uitleef. Here, ons bely ook vanoggend dat ons ook ander mense al teleurgestel het. En ons vriende, en ons familie, en die werk, selfs by die kerk. En ons bid dat U ons sal in staat stel om ook daar waar dit nodig is om verskoning te vra
om verhoudings te herstel, ook ons daar sal lei. Daar waar ons seer het, dat ons sal vergewe. Daar waar ons kwaad is, dat ons nie kwaad met kwaad sal vergeld nie. Daar waar ons kwaad is, dat ons ook sal vergewe. En meer as dit, bid ons ook dat die Heilige Gees ons sal lei, dat ons sal besef dat ons is nie perfek nie. En so ook ons medegelowiges, ons familie en vriende ook nie. En dat ons so uiteindelik ook geduld kan hê met ander se gebreke. Elkeen van ons is uniek gemaak. Elkeen van ons is anders. En daarom sal ons nie altyd almal mekaar verstaan. En daarom bid ons ook vir daar waar miskommunikasie is, dat dit ook herstel sal word, sodat die roeping en die doel uiteindelik sal seëvier. Here, ons is dankbaar dat ons op U kan bou, wat ons rotsteen is, wat ons koning is, wat ons God is. Mag ons ook hier waar ons vanoggend uitgaan, dit ook kan verkondig aan ons naaste, sodat ander mense kan besef, saam met ons, dat U nie teleurstel nie. Here, so bid ons ook dat U ons sonde sal vergewe, daar waar ons wel teleurstel en sondig. Ons bid dat die Heilige Gees ons ook sal lei in die heiligmakingsproses om meer en meer ons in onsself te sterf, ons kruis blymoedig op te dra, deur ons roeping in ons doel tot U eer, totdat ons uiteindelik ook veilig by U vir altyd en vir ewig kan wees. Bewaar ons kerk as gemeente, en mag die koninkryk ook hier kom. Om Christus ontval. Amen. Christus, daar is geleentheid vir die afdraag van liefdegawes en kollekte in die diens, sowel as by die Here vandag, is dit vir die diens van barmhartigheid. So die diens van barmhartigheid is sodat die diakens ook uiteindelik hulle die doel kan dien, waar hulle ook uitreik en meeleef, daar waar daar behoeftes is in die gemeente, in die gemeenskap ook, in die breë kerkverband. Ons sing ook van dit wat ons pas saam gehoor het. Moet op prins in die vertrou nie by wie niemand heil kan vind, op die mens jou hoop nie bou nie, want as God hul gees ontbind, keer hul na die aarde weer en hul raadslag stort ter neer. Ons sing Psalm 146 vers 1 of vers 2 vers 3 en vers 8.
mense woon oral om ons, wat ons teleurstellings seer maak, weet dat die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn in die dag van nood, hy sal jou gebede verhoor en aan jou sal hy sy vrede gee. Amen. Goeiemôre geliefdes. Ons is min vanoggend, maar ons is hier en ja, dis lief dat om julle almal hier vanoggend te sien. Net enkele afkondigings voordat ons vandag skinkpeer vanoggend is Megan Wenzel en dan vir volgende Sondag Debbie Du Plessis. Kollekte vir volgende week in die diens sal wees vir die bystandsfonds. Die bystandsfonds is 'n tipe van emeritaatfonds, maar ons sal in die volgende doringkie sal ons meer daaroor te sê, om net vir julle te verduidelik presies wat daai fonds is, en dan by die derde weer sal dit ook wees vir diens van barmhartigheid. In terme van bediening, vandag is daar nie katekisasie nie, gegee met die vakansie wat tans in die gang is, maar daar sal wel katekisasie wees volgende Sondag. Na dit weer vir 'n tydperk sal daar ongelukkig nie katekisasie wees nie, gegee die lang naweke en Paasnaweek. Klein groepe, maandag se klein groep gaan nie die maandag plaasvind nie, maar die maandag daarna, woensdag sal wel plaasvind, en dan Sondag sal volgende Sondag plaasvind, maar dan vir die volgende 3 weke nie daarna nie. So, bietjie te mekaar, maar ons stel voor dat julle groepleiers kontak net om dubbel seker te maak oor die klein groepe. Ons beplan dan om aan te gaan met ons Bybelstudie die komende Dinsdag aand om 6:00 hier by die kerk. Ons gaan 1 Petrus 4 vers 12 tot 17 behandel. En weer eens, hoe meer van u daar is, hoe beter. Ek en Cherise gaan gereeld, ons leer werklik ongelooflik baie. Dit sal lekker wees om meer mense van die gemeente daar te sien. Daar is ook koffie en tee. O ja, en Erasmus is ook daar. So dit sal werklik lekker wees om julle almal daar te sien. Meelewing. Suster Louise Jansen van Vieren is ontslaan in die hospitaal en dit lyk of die medikasie nou uiteindelik gewerk het. Ons is saam met haar en haar geliefdes baie dankbaar dat sy weer by die huis is. Suster Petro van Eden is ook terug by die huis na haar operasie en sy herstel tans daar by haar dogter. Ons is dankbaar daarvoor. Ook baie geluk aan Suster Anita Boshoff. Sy vier vandag haar 80ste verjaarsdag en wat 'n mylpaal. Baie geluk aan haar. Ons is ook bly om te sien dat Karin Marits vandag terug is by die kerk na 'n klein ongelukkie met 'n perd. Ons is bly om hier te sien, Karin. Reg, dan verjaarsdag. Ek het klaar genoem dat Suster Anita Boshoff vandag 80 jaar oud word. Broer Charles Morkeer verjaar ook vandag en dan Saterdag die 12de April verjaar broer Gert Du Plessis. Ek herinner u aan belangrike vergaderings wat kom. Die 7de April is ons 50ste feeskommissie vergadering om 6:00. Die 9de April moet die bedieningsverslae asseblief ingehandig word by my of Dominee Erasmus, want ja, op die 13de April het ons Breekerkraadsvergadering na afloop van die katekisasie. En dan die 10de April is dit die Sisters bestuursvergadering wat plaasvind om 6. Is dit hierso? By die pastorie. Dan 'n ander nuus. Julle het al gehoor van die Jesusweek. Inskrywings open die 5de Mei
vir die Jesusweek, kontak asseblief vir Dominee Dani Klopper vir meer inligting en vir die inskrywingsvorm. Sy kontakbesonderhede is op die dorinkie, word aangegee op die dorinkie. Welsyn tee. Op die 9de Mei vind daar 'n welsyn tee plaas by die NG Kerk Fokwil Noord. Kaartjies kan aangekoop word teen R150 per persoon. Dan is daar die skoolbroodjie projek. Daar is baie kinders wat nie broodjies het om skool toe te vat nie. In samewerking met ander gemeentes in die dorp maak ons elke donderdag toebroodjies vir die behoeftige kinders. Maar ons benodig hande om ongeveer 50 toebroodjies te kan maak elke donderdag. As u belangstel om daar te help en u gawes ook so te gebruik, kontak gerus vir Suster Charlene Venter. Dan herinner ek u ook aan die wintermark. Saterdagoggend die 24ste Mei as die Here wil, het ons wintermark, maar ons kort hande, ons kort skenkings en mense wat die stalletjies kan beman. Kontak asseblief vir Suster Lorette van der Merwe vir meer inligting as u daar wil help. Dan, laastens, die Klein Karoo Nasionale Kunstefees vind tans plaas in Oudtshoorn. Vir die van ons wat nie kan gaan nie, moenie vrees nie. Ons het ons eie KAKNK hier by die kerk, naamlik kom kuier na kerk. So, ons nooi julle weer eens uit om nou direk na die diens 'n koffietjie saam met ons te kom geniet. Baie dankie julle.